Dankie vir jou aandeel in die samesang. Dankie vir ons musikante, al die harde werk en die moeite, die tegniese ouens daar agter. Voorreg om ons aanlyn gehoor te verwelkom van waar ook al in die wêreld, op wat 'n skerm, op 'n groot skerm of 'n TV-skerm of 'n rekenaarskerm of 'n selfoonskerm. Mag jy iets van die Here beleef, maar jy sal saamstem, die beste is eintlik maar die live experience om dit eerstehands te ervaar. Is een ding om MasterChef te kyk op TV en jou mond water partykeer vir die resepte. Dis iets anders om self in die kombuis te wees en aan die tafel te sit en die kos te geniet. En dis wat 'n eerstehandse belewenis dikwels doen. So ons laaste geleentheid waar ons saam gesels oor die voordele van twyfel. In die afgelope 2 kere het ek alreeds vir jou daaraan herinner. Twyfel is nie noodwendig die vyand van geloof nie. Ons wil baie keer sê, as jy nie glo nie, dan is dit alles is fout en jy sondig omtrent as jy twyfel. Want ons is besig om te ontdek dat twyfel eintlik die pad kan wees na 'n dieper, eerlike en 'n meer betekenisvolle geloof. En twyfel het verseker sy voordele. Jy onthou vir iemand soos Thomas. Thomas 2 weke terug het ons gesien, Jesus skram nie weg van die eerlike vraag van iemand wat twyfel nie. En dis juist Thomas se vraag wat hom regtig letterlik en figuurlik baie naby aan Jesus se hart gebring het. Verlede week het ons saam met Petrus gesien, die voordele van twyfel is dat as jy op 'n stadium kom wat jy skielik begin twyfel aan jouself, dan breek dit nogal jou selfvoldaanheid. En dit maak jou sagter met ander mense wat nie onmiddellik dan als glo nie. En dit maak jou afhanklik dat die krag van God se gees. Want jy besef in jou eie kan jy dit nie doen nie, maar as jy in hom op hom staat maak, dan kan jy. Vandag kom ons by 'n derde en die laaste deel in die reeks en die vraag is, wat doen jy wanneer goed nie sin maak wat in jou lewe gebeur nie? Jy glo dat God op 'n sekere manier sal werk en jy verwag dat dit in jou lewe moet uitspeel en dan doen dit nie. Aan die ander kant, daar is mos die tye. Daar is die tye wat geloof eintlik half logies is. Jy glo in die Here en jy bid en jy lees in sy woord en jy onderstreep beloftes en jy mediteer daaroor en jy memoriseer dit en jy maak dit deel van jouself en jy voel so naby die Here en die deurbrake gebeur en jy bid en daar's 'n reaksie en jy vertrou die Here en jy staan op 'n belofte en daar's vrug en daar's kosbare resultate. Maar dan is daar ook die tye, soms uit die bloute, dan gebeur daar iets dis iets wat jou in jou binneste ruk. Jy het alles onder beheer en jy het die Here vertrou en hy het vir jou beloftes gegee en skielik kom daar 'n prysstyging deur. Skielik is daar 'n rentekoers aanpassing. Skielik is daar daai oproep met 'n diagnose. Skielik word jy gekonfronteer met iemand se dood en 'n begrafnis en al die trauma daar rondom. Dis daai jy hoop nie dit gebeur nie, jy hoop nie dit gebeur nie en die reën bly weg en jy besef ons is in 'n droogte en die reën kom nie op die regte tye nie. Daar's siekte onder jou vee. Of is 'n verhouding wat skielik uitmekaar uitval of gebed wat net dit voel daar's geen reaksie nie. Daar's 'n onreg wat net eenvoudig in 'n werksituasie of 'n kliënt of een of ander ding wat jy's in hierdie geveg betrokke en is totaal en al onregverdig en ongevraag. En dit laat jou wonder en jy begin later twyfel want Here, waar's U? Here, as U goed is, hoekom is die dinge wat met my gebeur, hoekom maak dit so seer? Here, as U enige iets kan doen, as U almagtig is, hoekom doen U dan nie iets nie? Hoekom gryp U nie in nie? En die slegte realiteit is, dat een of ander tyd gebeur dit ongelukkig met almal van ons. En die groot vraag is, wat doen jy wanneer jou twyfel harder praat as jou geloof? Wat doen jy met hierdie onbeantwoorde vraag? Die profeet Habakuk help ons daarmee. Vinnige agtergrond, Habakuk is een van die, in die Bybel noem ons dit,
Een van die kleiner profete, dit beteken nie, is 'n klein profeet nie, dit beteken nie, dis een van die boeke wat net 'n paar hoofstukke het, toevallig in hierdie geval net 3 hoofstukke. Maar hy moet as 'n profeet optree in God se volk in 'n tyd van ongelooflike morele, geestelike, politieke verval. As jy die agtergrond en die geskiedenis daar rondom gaan bestudeer, was hulle so betrokke by nie net hulle eie God se aanbidding nie, maar hulle het ook besef die ander gode as hulle vir reën, die ander volke as hulle reën nodig het, dan bid hulle vir 'n God van reën of hulle aanbid die son of hulle aanbid die maan. En as jy regtig ernstig wil wees, dan doen jy een of ander opoffering, soveel so dat in hierdie tyd het die volk Israel of Juda het hulle van hulle kinders geoffer aan die gode. Dis op die vlak waar hulle gefunksioneer het. So Juda was, ek wil nie sê goddeloos nie, hulle was soos 'n godloos. God was net glad nie deel van hulle raamwerk meer nie. Die leiers was soos 'n korrup gewees. Mense het die Here totaal en al blaatant verwerp. En in die proses is daar geweld en oorlog en onreg wat hoogtyd gevier het. Maar Habakuk in daai tyd doen hy iets baie opvallend. Hy maak nie asof alles reg is nie. Want wat doen jy wanneer jy glo in God en dat God in beheer is en jy sien nie resultate daarvan nie? Jy sien Habakuk het nie maar net gemaak asof alles reg is nie. Hy vat daai vrae en die dinge waarmee hy stoei en hy vat dit na God toe. Ons lees in die begin van Habakuk vers 2. En hoor sy gesprek met die Here. Dis nie jou tipiese godsdienstige rympies nie. Hy sê, hoe lank moet ek om hulp roep voordat u hoor, Here? Moet ek by u bly kla oor geweld voordat u red? Waarom laat u my die onreg sien wat gedoen word? Waarom kyk u toe as daar soveel ellende is? Dis asof hy wil uitskree, kom aan Here, doen iets. Oral rondom my is daar onderdrukking en geweld en word daar getwis en beklei. En hy's nie hier dramaties nie. Habakuk is eerlik. Want sy wêreld val uitmekaar uit en God lyk vir hom onbetrokke en stil. Iets wat ons by hom leer en ek sê dit vir jou so op die skerm. Ware geloof is nie om twyfel te ontken nie. Ware geloof begin dikwels wanneer ek eerlik genoeg is om my twyfel voor God oop te maak en te sê, Here, waar is U? Here, ek het hierdie aanslag van die ontvanger en die ouditeur dan nou gesê. Ongelukkig is daar volgelinge van Jesus wat dink, die oomblik as jy begin vra, is dit teken van swak en ongeloof. Maar baie keer is vra nie 'n teken dat jy van God af wegbeweeg nie. Oomblik as jy hom begin bevraagteken en vir hom vra, is dit teken dat jy hom ernstig genoeg opneem om self met hom te stoei en te sê, Here, hier's my issues. Here, hoekom gebeur die swangerskap nie? Here, hoekom hierdie miskraam? Here, hoe verduidelik en jy stoei vandag met 'n klomp onbeantwoorde goed. En jy vra nie omdat God niks vir jou beteken nie. Dikwels jy vra omdat God juis alles vir jou beteken en jy probeer verstaan. Hoekom jou belewennisse en dit wat jy hier ervaar nie klop met wat jy van hom glo nie. Wanneer ons vra het waarop ons nie antwoorde kry nie, dan voel dit dikwels vir ons asof ons een van twee opsies het. Die een opsie is, jy ontken jou geloof. Want jy kom by daai punt om te besef, ek het mos gebid. En God het nie gedoen wat ek gevra het nie, ek kan hom nie meer vertrou nie, ek glo nie meer nie. Of, die ander opsie is, jy ontken jou vraag. Jy aanvaar maar alles gelate, wel, dit gebeur nou maar, en jy leef daarmee saam, maar jy leef daarmee saam al verslaan passief, en jy hoop maar vir die beste. Nou hoop vir die beste is nie geloof nie. Veral wanneer jy hoop vir die beste, maar jy het geen verduideliking oor daai hoop wat jy het nie. En Petrus daag ons op 'n stadium uit, hy sê, hoor wat sê hy?
oor ons oortuiging en ons hoop. Hy sê in 1 Petrus 3 vers 15, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle verduideliking eis, oor daai vertroue, oor daai hoop, oor daai verwagting wat in julle lewe. Ongelukkig is daar 'n klomp mense wat hulle vra ontken en nee, wat hulle gaan maar nie vra nie, nee, wat ons vertrou maar die Here. So om vrae te ontken is ook nie die oplossing. Maar Habakuk gee 'n derde opsie. En hy leer vir ons 'n derde opsie is erken jou twyfel en hou aan soek. Here, ek is onseker. Here, ek weet nie waar is U nie. Here, ek weet nie of U bestaan nie. Here, ek weet nie of U hoor nie. Here, dit voel vir my U gee nie om nie. Maar ek gaan aanhou soek en ek erken my twyfel teenoor U. Ek dink nie hierdie profeet se naam was toevallig nie. Nie 'n baie mooi naam nie. Dink in ons Afrikaanse konteks, hy's 'n bietjie 'n harde naam. En gewoonlik die meeste mense gee ons vir hulle kind 'n naam en dan noem jy hom 'n verkleinwoord. Weet, ons het vir Jacques, ons oudste een en mense nou nog vir een of ander hy's groter as ek en noem hom nog steeds Jackie. Nou Habakukkie klinkie vir my lekker nie. Habakuk in Hebreëus op die skerm. Habakuk se betekenis is nogal opvallend, want dis twee Hebreëse woorde wat jy eintlik nie langs mekaar sit nie. Die betekenis van die woord is letterlik om te worstel en te omhels. To wrestle and to embrace. Interessant, ek dink daaroor. Dis onmoontlik om met iemand te stoei sonder om hulle ook te omhels. En dis wat Habakuk se prentjie in die 3 hoofstukke is. En in hierdie 3 hoofstukke leer hy vir ons hoe ontsettend belangrike lesse wanneer geloof en twyfel half met mekaar tou trek. En hier gaan ons deur die hele boek Habakuk. Hoofstuk 1. Hoofstuk 1 is die eerste les wat ons leer, worstel. En die uitdaging daar is, kom by die plek as jy onbeantwoorde vrae het en worstel met die Here. Maar die uitdaging daarmee saam is, moenie van die Here af wegstap nie. Daai issue waarmee jy op hierdie stadium stoei. Oppas daarvoor dat jy glo en die duiwel jou laat skuldig voel. Nee, jy moet dit of maar net glo of jy moet dit maar net los. Wat daarvan dat ons sê, I'm going to tackle this head on. En ek gaan daarmee worstel en nie van God onttrek nie. Habakuk moet gaan voorspel. Hy moet vir die volk sê, ouens, die straf en oordeel en vernietiging is nou op pad. Hy het so gehoop, hy kan vir hulle 'n goeie prosperity boodskap gee van ouens, God gaan ons seën, God gaan ons beskerm, alles gaan net beterder gaan. En nou moet hy vir hulle 'n boodskap gee, alles is besig om uit mekaar uit te val, inteendeel, die straf van God is op pad. Niks daarvan maak sin nie. En hy stoei by homself en hy begin stoei met die Here. Here, hoe kan dit wees? Hier's geen sprake van 'n oplossing of 'n wonderwerk of 'n netjiese antwoord wat alles mooi by mekaar pas nie. Maar wat ons optel by Habakuk, al is hy gefrustreerd en half geïrriteerd ook met hoe God werk. Hy stap nie weg nie. Hy bly in gesprek met God. En hy doen dit deur te worstel en te omhels. Hier is sy naam weer op die skerm. En let op wat hy leer doen. En veral in hoofstuk 1 en in die res van die boek sien ons dit. Aan die een kant, hy worstel met God se oordeel. Here, die beslissing wat U maak, kom aan Here, dit pas amper nie eers by U karakter nie. Maar aan die ander kant, hy omhels God se goedheid. Here, ek verstaan nie, maar ek gaan nie ook nie laat los nie. Inteendeel, hierdie is 'n tipiese voorbeeld. Habakuk is een van die klassieke voorbeelde. Jakob het met God geworstel. Dis wat sy naam uiteindelik verander het na Israel. Want hy het uiteindelik met God geworstel, maar hom ook omhels.
En lyk vir my dis die pad van alle geloofshelde, dat ons ergens by 'n punt kom waar ons twyfel so intens is, dat God ons wil uitdaag om te sê, kom stoei hierdie deur en kom kry nuwe geloofsspiere. So Habakuk sê, Here, ek verstaan nie, maar gaan nie ook nie laat los nie. En dan antwoord die Here vir Habakuk, maar dis nie die antwoord wat Habakuk wou hoor nie. God sê vir hom, hy gaan die magtige wêreldmoondheid van daai tyd, die Babiloniërs, of soos hulle ook genoem is, die Galdeërs gebruik, as 'n instrument van oordeel. Met ander woorde, die einste ding wat hulle voor bang was, sê God, kom dit nou. Vers 6, 7 en 9. Ek kan die Galdeërs laat kom, die wrede, woeste nasie, wat dwars oor die aarde rondtrek om lande te verower wat nie hulle sin is nie. Hulle is 'n nasie wat vrees en ontzag inboesem. Inteendeel, hulle het letterlik seker gemaak, hulle slag eers die kindertjies voor hulle ouers en dan maak hulle die ouers dood. Hulle slag eers 'n swanger mamma oop en haal hy kleintjie uit en vermoor hom en kap hom dood en maak dan die ma en die pa dood. Dis hoe wreed hulle was, vers 9. Hulle hele leermag kom om verwoesting te saai. Nou is Habakuk se vraag nog groter. Here, hoe kan U dit doen? Here, ons is erg. Maar Here, hulle is soveel erger. Hoe kan U iemand gebruik wat slegter is as ons? Hoe kan 'n goeie God slegte mense gebruik om oënskynlik iets slegs te laat gebeur? Was jy al in daai debatte gewees waar iemand sê, hoe kan 'n goeie God slegte dinge laat gebeur? Wena, hier's hy. Selfe vraag wat Habakuk mee sukkel. Nou hoor jy weer in dieselfde asem hoe terwyl Habakuk met die Here redeneer in die eerste hoofstuk, is dit die hele tyd worstel en omhels. Hoor hoe omhels hy die Here in vers 12. Hy sê, U is tog van altyd af daar. U is Here. U is my heilige God. En die woordjie heilig in Hebreëus beteken, U kan nie foute maak nie. Ek bedoel, hy is net te perfek. Hy kan nie iets verkeerd doen nie. Ons sal nie sterwe nie. Half 'n vraag. Come on. Here, hoe gaan U dit toelaat? U Here het die Galdeërs aangestel om die vonnis te voltrek. U ons rots. Hy probeer hom vashou. Het hulle die mag gegee om ons te straf. Weereens hierdie stryd wanneer hy probeer worstel en omhels, vers 13. U oë is te rein om toe te kyk terwyl daar verkeerd gedoen word. U kan tog nie sien dat daar ellende is en niks doen nie. Dan die tipiese vraag waarmee baie van ons stoei in soortgelyke omstandighede, waarom doen U dan niks aan die trouelose mense nie? Waarom bly U stil wanneer slegte mense die vernietig wat beter as hulle is? Dis geloof en frustrasie in dieselfde gebed. U is my heilige, U is God, maar hoekom bly U stil? Sien, dis nie ongeloof nie. Dis 'n eerlike geloof wat met hulle twyfel weier om van God al weg te stap. Party van ons hier is vandag in hoofstuk 1. Jy het ongelooflik baie vrae en dit wat jy van God weet en dit wat jy van hom glo en dit wat jy in jou praktyk ervaar is wêrelde uitmekaar uit. Jy's dalk in daai hoe lank nog Here seisoen? En jy kyk na praktiese uitdagings in jou lewe. Miskien is dit jou besigheid of gesondheid of jou kinders of jou ouers of jou finansies. Omgewing en jy vra, hoekom lyk dit so? En die uitnodiging vanoggend is nie om jou vrae en jou twyfel te onderdruk en te sê, leef maar net daarmee saam nie. Die uitnodiging is om dit waaroor jy twyfel, dit wat jou frustreer, dit wat jou pla en seermaak, om dit na die regte plek toe te vat. En God is groot genoeg dat jy maar vandag vir hom kan sê hoe jy voel. Hoekom jy twyfel? Hy's nie bedreig as jy self vir hom sê, Here, ek kan nie meer glo nie. Hy skrik nie vir jou eerlikheid nie. So hoofstuk 1 leer ons en op die skerm sit ons dit vir jou so. Dit is beter om met jou vrae na hom te hardloop as om met jou seer van hom af weg te stap.
So as jy op hierdie stadium 'n issue het, en dalk 'n issue het met die Here, want hy het jou teleurgestel. Die feite op hierdie stadium sê, hy kan, hy beloof, maar hy het nie, en jy sit in die gemors. Jy het 'n krisis om te hanteer. Dis steeds beter om te sê, Here, ek kom hiermee na U toe, as wat jy van hom al wegstap. In hoofstuk 2 leer ons 'n volgende les. In hoofstuk 1 het ons geleer, worstel met die Here. Hoofstuk 2 leer vir ons, wag op die Here. Wag op die Here en moenie opgee nie. En ek het dan in die verlede ook vir julle gevra, hoeveel van julle kan nie wag om 'n slag stad toe te ry en in 'n hospitaal se wagkamer te gaan sit en 'n hele dag te wag? Ek gaan vandag lekker sit en wag. Niemand doen dit nie. Ons hou nie van wag nie. Hier's 'n klomp van julle en ek gaan nou elmboë dophou. Jy kan dit nie vat. Jy het nou net 'n boodskap gestuur. Hulle het die boodskap gelees en nou wag jy vir die reaksie. En jy wil mal raak want jy hou nie van wag nie en hulle reageer nie. Jy wil 'n video kyk. En wat gebeur op die skerm? Wonder hoeveel van julle sê, lekker, ek kan 'n bietjie wag. Daai gebed. En ek wens dit was altyd snaaks, maar hier op my tablet het ek my gebedsjoernaal. En by my gebedsgoedjies wat ek insit, sit ek die datum by. En ons van die goeders wat magic is, ek bid daaroor en teen die volgende dag, Here het 'n antwoord gegee, prys die Here, weet wonderlike getuienis. En dan staan van daai goeders wat 'n jaar, 2 jaar, 5 jaar, 7 jaar. Habakuk leer vir ons in hoofstuk 2. Hier sy reaksie en sy les wat hy vir ons leer. Hy sê, ek gaan in my uitkyktoring staan. My plek inneem op my wagpos in die muur. En as die woordjie, ek wag. Ek wag om te sien wat die Here vir my gaan sê, wat sy antwoord op my klagte gaan wees, sal wees. Toe, en letterlik uiteindelik is die Hebreërs, het die Here geantwoord, vers 3. En die Here sê, die dinge wat ek beplan, gaan nie nou dadelik gebeur nie, stadig maar seker breek die tyd aan, wanneer die visioen waar sal word. Wat moet Habakuk doen? Wag geduldig. Al voel dit of dit stadig gaan. Wees seker dit gaan gebeur, dit sal nie onnodig talm nie. Kyk na die hoogmoediges. Die mense wat so selfversekerd is en wie se lewens so lekker uitwerk, hulle vertrou, hulle het geloof, hulle twyfel nie, maar waaraan glo hulle? In hulle self. En hulle lewe lyk baie suksesvol, maar dis soos 'n kaarthuis wat op geen fondasie staan nie, hulle lewe is broos. Maar die wat in die regte verhouding met my staan, die regverdiges daarenteen, hulle sal deur geloof lewe. So kom aan, Habakuk, al maak dinge nie nou sin nie, al twyfel jy, al worstel jy, maak seker jy wag op my, want diegene wat hulle vertroue in my stel, dis die wat suksesvol sal lewe. En terloops met daai laaste gedeelte, Habakuk 2 vers 4, die regverdige sal deur die geloof lewe, lê Habakuk die teologie vir die Nuwe Testament. Paulus brei later daaroor uit in Romeine 1 vers 17 en Galasiërs 3 en later die Hebreërs skrywer in Hebreërs 10 vers 38 om te sê ons gaan uiteindelik net suksesvol God verheerliking kan lewe wanneer ons in 'n geloofsverhouding met God staan. Geloof beteken soms twyfel ek, maar ek worstel dit deur. Geloof beteken, ek bly wag op die Here, al sien ek nog nie resultate nie. En terwyl ons wag, is dit nodig om te onthou, wanneer jy wag, beteken dit nie God het ophou werk nie. Net omdat jy nie sien wat gebeur nie, beteken nie dat hy afwesig is nie. Net omdat jy nie die toekoms kan voorspel nie, beteken nie dat die Here beheer verloor het nie. Die regverdige, daai persoon wat so belyn is met die hart van God en 'n eerlike, openhartige, intieme kontak met hom het,
Hulle lewe vanuit 'n afwagtende geloof en in die woordjie van afwagtend is die woordjie wag. Hulle leef met 'n verwagting. In die middel van die woordjie verwagting is die woordjie wag. Omdat hulle wagtend aan die Here vashou. Kan nog nie sien hoe die storie ontvou nie, maar ek hou vas aan die Here en ek wag op die Here. Soveel verse wat jy dalk al onderstreep het in jou Bybel, wat die opdrag is om te sê, wag op die Here. So ons worstel, dis waar die boek begin, en dan die uitdaging om te sê, wag, maar dan eindig die boek in die 3de hoofstuk, en hy verander totaal en al van half sy toon, en het eindig met 'n verwondering en 'n aanbidding en 'n waardering. Hoofstuk 3 daag ons uit om te sê, ongeag die omstandighede, begin om jou fokus te skuif en God te waardeer. Begin om hom te loof. Nie omdat die omstandighede skielik makliker geword het nie. Nie omdat al die probleme opgelos het en als nou weer sonskyn, maanskyn en rose is nie. Maar Habakuk ontdek skielik, hy het sy fokus geskuif. En hy het sy fokus geskuif van wat ek nie verstaan nie, na wie God is. Habakuk 3 begin met die woorde in vers 1, gebed van die profeet Habakuk. En hy het dit laat toonset, en hy gee nogal die instruksie oor hoe dit beleef moet word. Dit moet wees op die wysie van 'n klaaglied. Maar die klaaglied, die Hebreëse woordjie hier, is 'n shegonot. En die woordjie daarvoor beteken letterlik, dis 'n oorwinnende klaaglied. Dis 'n lied wat begin en sê hoe dramaties, hoe sleg, maar uiteindelik is daar hierdie keerpunt en 'n verwagting wat skuif na God toe. Kyk hoe eerlik is Habakuk. Ons nie tyd vir die hele gebed nie, jy kan die hele boek sommer op jou eie tyd ergens gaan deurlees. Maar hier in vers 16, hoor net eers weer die worsteling. Hy sê toe ek hierdie dinge hoor, en as jy nou wil praat van 'n worsteling, fisies. Hy sê ek het gesidder, my lippe het gebewe, my hele liggaam het lam geword, my bene het aan die ruk gegaan. Onthou jy daai trauma? Daai boodskap, so en so is dood in 'n ongeluk. Daai transaksie gaan nie deurkom nie. So en so gaan beslag lê op. En is dikwels daai worsteling wat jy in jou fisiese beleef. Maar hy sê ek gaan nie net worstel nie. Hy sê wat ek verder gedoen het. Hy sê tog sal ek geduldig wag. So ons worstel, ons wag. Wag dat die dag van oordeel moet kom oor die volk deur wie ons aangeval is. Maar dan skuif hy en hoor die waardering. Hy sê skielik, al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerd wees nie, al sou die hele olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste, nogtans, nie gaan ek jubel, want God het my geantwoord en als honkie dorie uitgesorteer nie. Hy sê, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Hoekom? Want die Here, my God, gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. So Habakuk sê nie, dis nie erg nie. Hy sê dis erg, maar God is steeds my redder, en ek het 'n waardering vir al verstaan ek niks, ek kan aan hom vashou. Hy sê nie in hierdie gedeelte, ek gaan niks verloor nie. Hy sê eerder, al verloor ek alles waarop ek nog staat gemaak het, nogtans sal ek in die Here jubel, want hy gaan my nie in die steek laat nie. En net so terloops, hierdie is nie 'n emosionele tegniek om die beste van 'n slegte situasie te maak nie. Dit is om te fokus en die fokus te skuif op God as die betroubare en die onwankelbare ongeag omstandighede. Dis om ten spyte van die worstel en die wag
te kies om uiteindelik te sê, ek waardeer. Hier lê die tipiese voordeel van twyfel. Want ek is onseker. Niks maak sin nie. Ek weet nie wat om van te maak nie. As ek met my twyfel na die Here bly kom, kan hy my bring by 'n geloof wat nie afhanklik is van omstandighede en antwoorde nie, maar 'n geloof wat geanker is in sy karakter. Want as jou geloof is gebou is net op die feit dat jy bid en daar's 'n antwoord, jy bid en daar's 'n antwoord, jy vertrou die Here en dit gebeur. As dit is waarop jou geloof gebou is, beteken dit jou geloof is afhanklik van prestasies en resultate. En God soek nie dat ons 'n geloof bou op grond van wat ons sien nie. Hy sê hy wil 'n geloof hê wat geanker is in hom. Geloof wat sê ek verstaan nie alles nie, ek worstel, maar ek sal U nie los nie. Ek sien nog nie die deur nie, maar ek vertrou die een wat die pad ken. Ek voel nie sterk nie, maar ek stel myself oop vir die Here wat bonatuurlik bekragtig. En dis hier waar die reeks eindig. Thomas wys vir ons Jesus reik uit na eerlike, opregte twyfelaars en hy bring hulle na in sy hart. Petrus wys vir ons die Heilige Gees kan twyfelaars herstel en vul en uiteindelik stuur. Habakuk leer vir ons wanneer omstandighede en vra ons laat twyfel om te worstel sonder om weg te stap. Om te wag sonder om op te gee. En om te waardeer en die Here by voorbaat te dank en te loof. Terwyl die musiekspan gereed maak, kan ek jou vra, in watter hoofstuk is jy? Jy dalk in hoofstuk 1 en jy is op hierdie stadium besig om te worstel. Inteendeel, jy dalk vanoggend opgestaan met wit kneukels of met 'n stywe kakebeen, want jy is so besig om deur hierdie ding te fight. Jy in hoofstuk 2. Jy het al moed opgegee, maar jy besef jy kan niks anders doen as om te wag. Of begin die Here jou nooi na hoofstuk 3 toe. Hoofstuk 3 waar jy met waardering kan kies om te verklaar. Al is daar die worsteling en die vrae en niks maak sin nie en jy wag en daar's nog niks wat gebeur nie, maar jy kies om in hoofstuk 3 in te skuif en te sê Here, ek gaan U waardeer. Nogtans sal ek vandag kies om in U te jubel. Al weet ek nie waarheen is hierdie verhouding op pad nie, al weet ek nie of daar hulp is van finansies of vir 'n verhouding of vir 'n kind of 'n ouer se uitdaging nie. Kan ek jou vra vanoggend, haal diep asem en sê vir jouself, hoef nie voor te gee nie. Ek kan maar my vrae bring, ek kan maar my frustrasies bring. Bring vanoggend jou hoekom Here, praat met hom daaroor. Intussen het Jesus op die toneel verskyn sedert Habakuk. Jesus het aan boord gekom en hy sê ek wil julle help in julle ongeloof. Hy het sy Heilige Gees gestuur om ons in ons swakhede by te staan, maar ook om ons twyfel te temper. En hoe sterker my geloof word, en dis 'n nuwe reeks vir 'n volgende keer, die oomblik as my geloof sterker word, dan kom hy by die punt dat hy ons geloof toets. Want egte geloof word nie altyd gevind in die antwoorde nie. Egte geloof word gevorm in die eenvoudige besluit, ek gaan God nie los nie. Habakuk. Ek gaan worstel, wag en omhels. I'm going to wrestle, wait and worship. Kom ek bid saam met jou. Vader, dankie dat U nie afgeskrik word deur ons eerlike vrae nie. Inteendeel, dankie dat U groot genoeg is vir dit waaroor ons worstel en al die verwarring en die frustrasies en selfs die trane. Vir elkeen wat tans worstel, bid ek Here dat hulle nie sal wegstap nie. Dat die emosies en selfs emosies van woede
vanmôre nog steeds by hulle die guts sal losmaak om te sê, ek gaan eerlik wees oor my emosies, ek gaan eerlik wees oor my frustrasies, maar ek kies vanmôre om nader te stap na U toe. Vir elkeen wat op hierdie stadium in die seisoen is van wag, herinner ons dat U steeds werk, wanneer ons nog nie kan sien nie. Vir elkeen wat moeg is, gee vir hulle krag, soos U vir Habakuk gegee het. Vir elkeen wat vandag niks verstaan nie, leer ons om minstens die fokus te skuif na U toe en U te waardeer. Om U te waardeer en steeds te sing oor the goodness of God. Selfs wanneer niks sin maak nie. Maar bloot net omdat ons vashou om te weet, U is die een wat in wonderwerke spesialiseer. Uiteindelik verander U 'n nag en dag en chaos maak U orde en mag ons groei soos 'n Habakuk om te kan worstel, maar ook te kan wag en ook te kan omhels. So Jesus, ons bring vandag ons twyfel na U toe. Ons bring ons vrae na U toe. Ons bring ons hele lewe na U toe. En ons sê vandag, al lyk dinge soveel anders as wat ons gehoop het, nogtans sal ons op U vertrou. Bring U verligting. Inteendeel, maak ons dankbaar vir die seisoene van twyfel, want ons leer 'n ander deel van U karakter ken. U Gees help ons dikwels om 'n deel van ons sondige natuur ook sommer te kan verder uitsorteer. En mag daar 'n nuwe diepte in waardering, in worship in ons harte opwel. Bly dit by U en ek dank U. Ons waardeer die pad wat U met ons loop, al maak dit nie sin nie. Al maak dit seer. Doen slegs U wil. Ons verklaar steeds U is die een wat kan vorm, U is die pottebakker. Ons is nie die kunstenaar nie, ons is nie die kliënt nie, ons is die klei. Kom vorm ons. Kom maak ons soos U wil. Amen.